groet in die naam van God ons Vader, wie elkeen baie lief het, ook in die naam van Jesus Christus, sy Seun, en so deur die werking van die Heilige Gees. Ons gaan 'n paar liedere saam sing, kom ons staan die eerste 2 liedere saam, die laaste lied is die Onse Vader, dan kan jy u plekke daarmee saam inneem. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam. Goed, jy kan die plekke inneem, kom sluit af met die Onse Vader.
Jy kan die Bybel saam met my oopmaak, of jy kan net ook op die bord volg, by Matteus 28, vers 16 tot 20. Kom ons lees dit saam. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na alle nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ons bid net weer. Here, baie dankie dat ons ook mag stil word, Here, om nou ook te ontvang u woorde wat u vir ons wil sê. Here, so help ons om met ons gedagtes ook so te rig, Here, ontvanklik en oop, dat ons u kan hoor praat. Here, ons kom vra vir goeie grondharte vanaand. Here, as ons harte vir een of ander rede bietjie hard geword het, of vol klippe is, of vol onkruid, kom vra ek dat u asseblief sal kom skoonmaak, sal kom reinig, sal kom herstel, sodat ons goeie grondharte het. En nie net vanaand nie, maar ook elke dag, Here. Elke keer as ons voor u kom en na u woord luister, met u te doen het, dat ons harte gesond sal wees. Dankie, Here. Gebruik ook my as die diensknegt vanaand. Here, tot u eer in beskeidenheid en tot uitbreiding van die koninkryk. Amen. Hier is ook 'n baie bekende gedeelte in Matteus en veral rondom hemelvaart. Wat 'n mens dalk al 'n paar keer gehoor het, en dit is deel van die groot opdrag wat vir ons elkeen gegee is. Nou ek wil vandag hierdie gedeelte wees, so versie vir versie, saam met die stap. Die van die wat paastyd hier was, so het ons ook gemaak met die paastyd verhale, wat ons dit versie vir versie geneem het. En ek het net weer besef hoeveel diepte daar is, en hoe mens baie keer net oor sekere dinge net kan lees, en dit miskyk of mishoor. Nou die Bybelkenners of geleerdes sê die evangelie van Matteus is geskryf nogal vanuit hierdie laaste paar verse se perspektief. En dit vir my maak dit nogal sin. Want soos wat God vir Jesus aarde toe gestuur het, stuur Jesus hier sy disippels na die wêreld in, met 'n opdrag om die goeie nuus te deel. Jesus het gekom vir alle nasies, Jesus het gekom vir alle mense, sodat alle mense gered kan word. Nie net die Jode nie, maar almal. En dan kom hy met hierdie woorde, vers 16. En hy begin deur te sê die 11 disippels. Net dit. So, Johan, jy kan maar daai gedeelte so ophou, vers 16. Die 11 disippels. Nou, hy doen nogal moeite hier om dit te beklemtoon, uit te lig. Hoeveel was daar in die begin? Daar was 12 disippels, maar hier op hierdie berg was daar net 11. En dit herinner 'n mens aan 'n paar dinge. Dit herinner 'n mens dat hierdie disippels 'n klomp dinge deur is die laaste ruk, en dat een van hierdie hulle nie meer daar is nie, Judas, wat Jesus verraai het. En hierdie 11 disippels kom herinner my aan 'n gebrokenheid. Hier kort iemand. Handelinge kom lig ons baie mooi in Handelinge 1, dat hulle toe nou saam besluit het om 'n 12de een te kies waarvoor hulle geloot het. Maar hier in Matteus, op hierdie berg in Galilea, was daar net 11. Dis hoe Jesus hulle in die wêreld instuur, nie perfek nie. En dit het my nogal gesê, dat ons dink baie keer aan met 'n sekere veelheid, 'n sekere tipe mense moet uitgestuur word, maar Jesus stuur hier so 11. Hoef nie perfek te wees nie, maar hulle kan nou al gaan. En hierdie 11 kry hierdie opdrag om te gaan na alle nasies toe. Ek lees verder. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan. Wat is so belangrik in Galilea? Dis waar Jesus die grootste deel van sy bediening gehad het, was in Galilea.
Jesus was bekend as Jesus van Nasaret, dis waar hy groot geword het, maar sy aardse bediening het gebeur in Galilea. Galilea is die plek waar Jesus sy eerste disippels geroep het om hom te kom volg. In Galilea het daar klomp wonderwerke gebeur, mooi dinge gebeur. Dis waar alles vir hierdie disippels begin het. En Jesus sê vir hierdie 11 disippels, gaan na Galilea toe. Gaan na die berg, vers 17, waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. En interessant is, Matteus dui nie aan wat 'n berg nie. Weereens in Handelinge 1 lees ons dat hulle die verklaring dat dit by die Olyfberg was. Want die Olyfberg was nie in Galilea nie, dit was by Jerusalem. Matteus dui nie aan nie, so dis nie so belangrik nie, maar wat nogal in Matteus gebeur is, daar gebeur 'n klomp mooi dinge op die berge as jy deur die Matteus Evangelie lees. Jesus se versoeking in Matteus 4, die duiwel hom na 'n berg geneem. Matteus 5 tot 7, wanneer daar 'n klomp leringe gekom en gebeur het, waar Jesus vir sy disippels en die skare wat kom luister het, kom vertel het, wat dit beteken om 'n kind van God te wees, disipel te wees, as jy hom volg, het by die berg gebeur, opgeroep na die berg toe. Op 'n berg het die brood en visse vermeerder, 'n wonderwerk wat plaasgevind het. Dit is in Matteus 15. Matteus 17, die berg van verheerliking, waar Jesus verheerlik was. Dan in op die Olyfberg lees ons in Matteus 24, het Jesus sy profetiese rede gegee, kom vertel wat gaan gebeur in die eindtyd, en dan die kruisiging, Golgotha. Ons lees ook dat Jesus na die berg toe gegaan het om te gaan bid. En dit is vir my nogal mooi as mens dan Matteus so gaan deurlees en al hierdie dinge gaan luister van wat op 'n berg gebeur het. Dan dink ek, dit wat daar gebeur het was belangrik, en so ook hier in Matteus 28, waar Jesus sy laaste woorde vir sy disippels gee, is dit belangrik. Het is nodig dat 'n mens moet agslaan en dit moet hoor. 'n Mens kon dalk meer hier inlees en sê, Jesus kom vat eintlik alles, kom saam, wat gaan gebeur, versoeking, onderrig, wonderwerke, verheerliking, belofte dat hy met ons is, gebeur hier op hierdie berg. Sy hulle uitstuur. Sy God van liefde, stuur julle nou uit. Vers 18, of nee, verder in vers 17. Is het nou gelees, gegaan na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Nou kom sê dit, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. En my suster, hierdie is wel vanaand vir my nogal die kruks. Is nogal vir my wat ek dink ons nodig het om te hoor, wat vir my uitgestaan het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Die wêreld of selfs Christene kan soms nogal hard wees op mense wat twyfel. 'n Medegelowige wat twyfel en wonder. In sekere kringe is dit baie keer selfs 'n taboe. Twyfel is uit. Jy moet glo. Jy moet seker wees. Maar hier voor Jesus opvaar na die hemel toe, waar Jesus sy disippels uitstuur met hierdie groot opdrag, hoor ons, hulle het hom aanbid, maar daar was nog steeds disippels wat getwyfel het. En Jesus was bereid om hierdie disippels wat nog steeds getwyfel het, die aflosstokkie te gee. Te sê, gaan en wees my sendeling, gaan wees my getuie. Wat sê dit vir ons? Hoekom keer dit nie vir Jesus om iemand te stuur nie? Hoekom is twyfel nie so half 'n punt en sê nee, hier moet dit stop nie? Nee, Jesus kies om hulle nog steeds uit te stuur. Ons dink twyfel maak jy dalk onbevoeg, maar nie vir Jesus nie. Nee, hy verstaan twyfel, hy verstaan swak wees. Hy verstaan dat ons maar gebroke erdekruike is wat maklik breek, want die krag kom eintlik van God af. Paulus leer ons in 2 Korintiërs 12 dat wanneer ons swak is God sterk. Kon leer ons dat God se genade is vir ons genoeg. Selfs in my twyfel kan die Here my gebruik, kan hy my stuur.
En hy stuur hierdie disippels. Hy stuur nie engele nie, hy stuur mense, sondaarmense. Nie supergelowiges nie, nie mense wat alles perfek het nie of perfek verstaan nie. Nie almal wat die regte teologie het nie. Die Here kom roep hierdie mense. Hy kom sê, julle wat geantwoord het, hier is ek, Here, gebruik my. Here sê, hier stuur ek julle. Is dit nie maar wat ons ook is nie? Ons wonder ook soms, ons twyfel dalk ook soms. Ons vra ook soms vra. Maar die Here wil ons nog steeds kom roep en kom gebruik. Ons worstel met 'n paar dinge. Partykeer word ons oorweldig deur ons vrese vir mislukking, of vrese wat gaan mense sê of wat gaan mense dink. Partykeer vrees dat ek nie goed genoeg gaan wees nie goed genoeg gaan praat nie iets goed genoeg gaan doen vir die Here nie, sodat hy my kan gebruik nie. Ek is dit nie waardig dat ek 'n disipel is nie. Ek sukkel nog te veel met hierdie en met hierdie en met hierdie. Maar Jesus kom sê, ek wil jou gebruik. Ons wil so half partykeer om deur die Here gebruik te word, ons wil bekwam voel. Ons wil verstaan, ons is gelowig. Ek wil so half kan dink dat die Here kan my gebruik. En hier hoor ek dat die Here sê, hulle het hom aanbid, maar hulle het getwyfel en die Here het hulle nog steeds uitgestuur. Partykeer dink ons, wat kan ek iemand leer? Maar broer en suster, is so belangrik dat ons vanaand sal hoor, die Here roep ons nader. Die Here roep ons na die berg en sê, kom luister, kom hoor, want ek wil jou stuur, ek wil jou gebruik. Niemand kan dit beter doen as jy, gevestig in my nie. Vers 18. Jesus kom toe nader. Jesus kom toe nader. Hierdie woorde het vir my so uitgestaan hierdie week. Jesus kom nader. In hulle twyfel kom Jesus nader. Neem hy die tree, leen hy in om te kom sê, maar hier is ek. Ek het vir julle gestuur om vir my te gaan wag, hier is ek. Wat doen ons as iemand twyfel? Wat doen die Here as ons twyfel? Hy beweeg nader, hy tree in. Jesus kom net soos wat hy die een is wat nader kom om te sê, kom en volg my, is hy die een wat nader kom om ons te kom help in ons twyfel, te kom beantwoord in ons twyfel. Jesus kom so om hulle twyfel te akkommodeer en vir half te kom sê, maar eintlik die krag kom eintlik van my af. Ek weet julle is bang, maar ek gee die eerste tree hier. Ek kom na julle toe. Miskien is dit hoekom na later in hierdie vers dan sê, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is alle mag gegee. In die hemel en op aarde. Dis nie in julle nie. Ek gee hierdie boodskap vir julle, maar dit lê in my. Aan my behoort al hierdie mag in die hemel en op aarde. Ek stuur julle nie op julle eie uit nie. Julle is nie aan julle self oorgelaat nie. Nee. Ek is die een wat julle gaan bekragtig. Ek is die een wat julle gaan lei. Jy hoef nie op jou eie kragte te leun nie. Jy leun op my. Dis wat Handelinge 1 vir ons ook baie mooi kom help in vers 8. As die Here kom sê, en ek sal, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en julle sal my getuies wees. Alle mag behoort aan hom. En na hierdie woorde kom die opdrag, vers 19. Ek gaan hierdie opdrag ook net eers in 2 deel, dat ons dit net mooi hoor. Gaan dan na alle nasies toe. Kom ons sit bietjie net met daai woorde. Gaan dan na al die nasies toe. Vir wie is hierdie opdrag? Gaan dan na alle nasies toe. Ons kan sê vir hierdie 11 disippels, maar ek en u weet ons is volgers van Jesus, ons is sy disippels wat in sy voetspore wil loop, wat graag wil doen wat hy van ons vra. So as hy sê, gaan dan na alle nasies toe, dan bedoel hy Andrei. En hy bedoel nie net dominees nie. Hy bedoel nie net goeie sprekers nie, hy bedoel nie net ekstroverte nie.
Hy sê, gaan dan na alle nasies toe, want ek wil jou gebruik. Dis nie vir seker is nie, vir elke gelowe, vir jonk, oud, man of vrou, maak nie saak nie. Gaan dan na alle nasies toe. God maak nie onderskeid nie. God wil hê dat almal gered moet word, dat die evangelie boodskap moet gaan tot die uithoeke van die aarde. En hy het ons, my en u nodig, om te hoor, dat wanneer hy sê, gaan dan, dat ons kan hoor, dat dit ook ons is. En ons is eintlik as mense hier in Suid-Afrika baie bevoorreg. Dit is asof die Here mense, die nasies na Suid-Afrika te bring ook. Ons leef saam met verskeie tipe nasies, wat ook die boodskap en die evangelie kan hoor. Partykeer ons eie mense wat nodig het om dit weer te hoor. Ons hoef nie weg te gaan nie. Gaan dan na alle nasies toe. Hulle kom hier na ons land toe, na ons werke toe, na ons buurte toe, en die Here wil hê ons met hierdie boodskap vir hulle uitdra. Ons moet half hoor dat Here, hierdie verantwoordelikheid is myne saam met u. Volgende gedeelte. Gaan dan en maak die mense my disippels. Nou in die 83 vertaling, gaan maak die mense my disippels, en sal jy sien, daar is 'n dubbelpunt, en dis belangrik, want dit wys vir nogal vir ons, dat die hoofopdrag hier, is maak disippels. En ek sou graag wil hê ons moes eintlik sommer net bietjie na mekaar gedraai en gepraat het oor wat beteken dit as Jesus van ons vra, maak disippels. Interessant, in die oorspronklike Grieks is dit ook die enigste werkwoord wat 'n bevelsvorm is. So dit is die kern wat Jesus hier kom sê. Gaan dan na alle nasies toe, en dan sê hy die opdrag is, maak die mense my disippels. Toe Jesus sy eerste disippels geroep het, het hy gesê, kom en volg my, en ek sal julle vissers van mense maak. Ek sal julle help om vissers van mense te wees. Ek sal dit in julle harte kom laat beweeg, ek sal dit vir julle kom skep. En so het hierdie disippels vir 3 jaar saam met Jesus geloop in sy aardse bediening, waar Jesus van hulle disippels gemaak het. Hulle geleer het, hulle gewys het, hulle het saam met hom beweeg, hulle het sy woorde gehoor, hulle het sy voorbeeld gesien, hulle het sy nabyheid beleef, hulle het die wonderwerke en die krag gesien wat saam met sy getuienis of sy aardse tyd gegaan het. En nou kom sê Jesus, julle het my gevolg. Ek het julle disippels gemaak, vissers van mense. Gaan julle en doen dan nou dieselfde. Nou is dit julle beurt. Dis die opdrag. Maar nog steeds, broer en suster, wat beteken dit in praktyk? Matteus help ons nogal hier. Dit help ons hier om te kom sê dat deel van hierdie opdrag is om te doop en te leer. Albei is belangrik, maar ek wil graag vandag fokus op die leer. Die ware vorming in my en u lewe as kinders van God, as disippels, gebeur wanneer ons dit leer, waar ons ander mense nodig het om te leer. Dat ons mense vertel van wat Jesus gedoen het, maar ook deur ons lewens vir hulle wys wat Jesus gedoen het, dat ons vir hulle kan sê, maar kom loop saam met my, kom kyk na my lewe en kom saam. En ons weet, leer is 'n proses wat tyd vat. Dalk vir ma's en pa's vra, hoe lank het dit gevat om vir jou kind te leer van asseblief en dankie? 'n jaar? Wie het dit reg gekry binne 'n jaar? 5 jaar? 25 jaar? Sukkel nou nog. Leer vat tyd. 'n Disipel maak, om mense disippels te maak, vat tyd. Dis 'n proses. Dis iets wat ek saam met ander mense doen. Dis nie net akademiese kennis nie, maar dis om die manier van Jesus te leef. Daarom sê dit, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Stap saam met hulle. Leer hulle om te doen dit wat ek julle geleer het, sê Jesus. Wys vir hulle, leer vir hulle, praat met hulle. So disippels maak is veel meer as om mense net tot bekering te lei. Om mense tot bekering te bring. Ek sal nooit vergeet nie, ek was 'n tiener, toe was daar
'n dominee wat 'n Pinkster kom doen het daar in Ontdekkersgemeente in Rodepoort. Dis sê hy, man, hy maak babas en dan gee hy die babas vir die dominees om hulle te leer en disippels te maak. So hy laat mense die Here ontmoet, maar iemand anders moet hulle disipel. Dis nie hoe dit werk nie. Die Here roep ons om disippels te maak, om bereid te wees om hierdie pad te stap. Dis nie 'n kitsproses nie, dis stadig, soms vat dit tyd, soms vat dit 'n leeftyd. Ek en Marnel het saam met mense toe ons in Oman was, wat langtermyn sendelinge was in Oman, 15 jaar het hulle gevat voordat die eerste bekeerling gebeur het. 15 jaar het hulle saam met mense geleef het, Jesus geleef het en toe gebeur het. Die Here het ons gestuur om nie net oor Jesus te praat nie, maar om ander te help om Jesus te volg. Om mense te help bou op die rots. En dit kom uit die bergrede uit, broer en suster, waar ons Jesus aan die einde van sy bergrede kom sê, staan 'n wyse man by sy huis op die rots, en 'n dwaase man by sy huis op sand. En hy kom sê, wie is die wyse man? Die wyse man is wat nie net die woorde hoor nie, maar gaan leef. En die dwaase man is wat net die woorde hoor, maar dit nie gaan leef nie. En disipel maak vra dat ek praat en leef. Mense vertel van sy liefde en dat hulle sy liefde sal beleef in my en u, elkeen van ons. En dan kom seker nog die mooiste deel van hierdie gedeelte. Vers 20. Die belofte. En ek is by julle tot die volëinding van hierdie wêreld. Dit is nogal mooi, in Matteus 1 leer ons dat Jesus is die Immanuel, God by ons. En dan kom Matteus aan die einde en hy kom sluit af en sê, en ek is by julle tot die volëinding van hierdie wêreld. Broer, suster, en dis die sleutel. Dis die sleutel van hierdie hele gedeelte. As ons dink oor om disippels te maak, as ons dink daaroor om getuies te wees, as ons dink dat ons soms twyfel en nie bekwam of nie bevoeg voel om hierdie getuie van God en van Christus te wees nie, moet ons hoor dat die Here kom sê, maar ek is met jou. Sy teenwoordigheid is met ons. Hy stuur ons nie en dan los hy ons nie. Hy stuur en hy gaan saam, en waar hy ook al gaan, ek en u gaan, daar gaan hy. Hy is daar, hy help, hy lei, hy leer. Hy help ons met liefde, hy help ons met wysheid, hy help ons met vergifnis, hy help ons met al die moeilike dinge waarvan hy ons vra, wat ons baie keer nie kan sien om te doen nie, maar juist nodig het dit om te doen. Dis die belofte van die hemelvaart, is dat die Heilige Gees met ons is, en dat Jesus met ons is, deur die Heilige Gees, tot die volëinding van hierdie wêreld. En so toe dink ek nogal, gewoonlik as mens dink oor hemelvaart, en mens lees, dan sien mens die disippels het opgekyk, en ek wil so al vanaand vra, dat ons aan die hemelvaart sal onthou, van nie van opkyk nie, maar dat ons sal uitkyk, rondom ons sal kyk, na die wêreld waarin ons gestuur is, en vir die Here vra, waar wil jy my hê? Waar wil jy my gebruik? Want Jesus sê, gaan maak disippels. Hy sê nie, gaan maak disippels en wees perfek nie. Hy sê, wees bereid. Hy sê nie, wag tot jy al die antwoorde het nie, en alles uitgesorteer het nie. Hy sê, nee, wees bereid, want ek gaan saam. Ek sal jou help. So ek gaan gou vir jy net tyd gee vir stil gebed. Kom, maak gou saam, kom ons maak ons oë net gou toe. Vir 2 vrae vir jy vra, wat ek net wil hê, jy soms so 'n gesprek met die Here oor moet wees. Wie kan ek help om 'n disipel van Jesus te word? Wie kan ek help om 'n disipel van Jesus te word? Vertrou die Here om die naam of die persoon of dalk groep in jou gedagte te plaas. Wie kan jy help?
Miskien 'n opvolgvraag sou wees: wie in my lewe is God besig om na hom toe te trek? Wie in my lewe is God besig om na hom toe te trek? En hy roep my om te gaan. Here, dankie dat U ons 'n betroubaar ag, Here, om deur U gebruik te word. Dankie. Dankie dat U ons betroubaar ag om U te ken en U te volg. Dankie, Here, vir elkeen hier wat op U roepstem ja gesê het. Dankie vir elkeen wat U kind is, wat U disipel is, wat elke dag leef om 'n pad saam met U te loop en U voetspore te volg. Dankie, Here. Dankie dat U dit in ons harte na voortbring, daardie hinkering om U beter te leer ken en ook so dan U bekend te maak aan die wêreld. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vanmôre kon hoor dat selfs die 11 disippels na talle verskynings nog steeds getwyfel het. Help ons in ons twyfel, wees ons genadig, Here. Wees ons genadig met geloof, wees ons genadig met vrymoedigheid, wees ons genadig, Here, met U liefde, dat dit ons sal dring om saam disippels te maak. En Here, help ons met die gedagtes van die mense wat in ons harte en ons gedagtes ingekom het. Help ons, Here, dat ons daarin gehoorsaam sal wees. Help ons met die woorde. Bekwam ons, Here, vir hierdie taak wat U van ons vra. Amen. Amen. Ek is nou skielik onseker, die kollektes word dit sommer by die deure gedoen.